Hallo en welkom by nog 'n Food for Thought. En vandag gesels ons oor repentance of dan confession of belydenis, sonde belydenis. Ek gaan net gou vir julle lees voor ons aangaan. 1 Johannes 1 vers 9, ek lees dit in die King James, New King James. Hy sê, "If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness." If we confess our sins. Nou, my vraag vir vandag se food for thought is, hoekom ons sonde bely as God klaar alles weet? Ek gaan die vraag weer vra en ek wil jy moet bietjie daaroor dink. Hoekom moet ons sonde bely as die Here klaar alles weet? Moet ons sonde bely? Is dit belangrik? Wel, die Bybel sê so. So, if for no other reason, dan net ja, omdat die Bybel so sê. Dan sal hy ons, as ons sonde bely, is hy geregverdig genoeg om ons skoon te was van alle onregverdigheid. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie. He will cleanse us from all unrighteousness, if we confess our sins. Baie belangrike vraag, want as ons nie verstaan nie, gaan ons nie weet hoekom ons dit doen nie, en as ons nie weet hoekom ons dit doen nie, baie keer kom ons by die plek waar ons ophou om dit te doen. Ek weet nie hoekom ek hierdie moet doen nie, so ek het dit 'n paar keer gedoen, maar nou gaan ek nie meer doen nie, want dit maak nie meer vir my sin nie. So, why confess if God knows? Vandag se food for thought. En ek gaan 3 punte noem wat ons bietjie oor kan dink. In die eerste plek, wanneer ons sonde bely, doen ons dit vir ons. Ek weet dit klink baie selfsugtig, maar wanneer ons sonde bely, bely ons sonde vir ons halwe, vir ons harte. Dit doen iets aan ons harte, of dit is veronderstel, iets aan ons harte te doen, in die eerste plek, wanneer ons sonde bely. So, wat doen dit? Wat doen dit aan ons harte? Wanneer ons sonde bely, en ons het dit in 'n verlede Food for Thought ook gesê, wanneer ons sonde bely, sê ons eintlik dat ons het die Here nodig. It humbles my heart. Dit, ek weet nie of die Afrikaanse woord is, verneder my hart nie, ek dink nie dis reg nie. It humbles me. Dit bring my by 'n plek waar ek sê, Here, ek is minder as wat U is. My sonde maak my minder, so ek bely die feit dat ek minder is as U. En wanneer ek eintlik dan bely dat ek minder is as iemand anders, dan gee ek daai iemand anders autoriteit oor my lewe. As ek sê, jy is beter of groter of sterker as ek, dan sê ek, in hierdie aspek van my lewe, is jy beter. So ek het jou dan nodig. So wanneer ons sondes bely, sê ons dan vir die Here, hy is beter as wat ons is en ooit sal kan wees. So dis vir ons harte om te sê, Here, hier is my hart. En dis die eerste rede hoekom ons sondes bely, al weet God dit, want dit verander nie wie God is nie. God is nie in die hemel en hy sê, okay, is dit wat jy gedoen het nie. Nee, God in die hemel, ons Vader, sê, dankie. Dis waarop neerkom, wat ons sê, Here, U is bo ons. En dan in die tweede plek, wanneer ek my sonde bely, of dan wanneer ek repent, of ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie, dan lei dit tot verhouding. Repentance equals relationship. Hoe werk dit? Want as ek repent en ek bely my sonde, dan sê ek eintlik vir die mens teenoor wie ek repent, hoe jy oor my dink of hoe jy voel is vir my belangrik. Dis vir my belangrik dat ons verhouding in eerlikheid voortgaan. En ja, die Here weet dit alles, maar ek is groot genoeg om eerlik te wees en te sê, hierdie is die ding wat my swak maak, en in hierdie aspek van my lewe het ek jou nodig. So dit bou ons verhouding met die Here wanneer ek repent. So wanneer ek sonde bely, verander dit my hart. Ek humble myself in die tweede plek, wanneer ek my sonde bely, kom ek nader
aan God en ons bou ons verhouding met die Here op so 'n manier. En dan in die derde plek, wanneer ek my sonde bely, dan maak ek myself oop vir transformation. Ek maak myself oop om te kan verander. Solank as wat ek dit toehou, dan gee ek daai ding beheer oor my lewe. Solank as wat ek dit stilhou, dan het daai ding autoriteit oor my lewe. Maar sodra ek dit in die lig bring en vir die Here bely, my sonde bely, dan gee ek vir die Here en sy Gees autoriteit oor my lewe. En dan maak ek myself oop vir verandering, vir transformation. Wat is repentance? Repentance is die Griekse woord, ek het dit nou vergeet, maar dit kom neer op metanoia, dankie, is die Griekse woord vir repentance. Meta van metamorph, wat beteken verander, en noia van die gedagte, jou brain, your thinking. So, repentance, metanoia is a change of thinking, a change of heart. En wanneer ek anders begin dink oor iets, wanneer ek hierdie sonde anders begin sien in die lig van God, dan maak ek myself oop dat ek kan verander. So, vandag se food for thought. Hoekom vra die Here vir my om my sonde te bely, want ons sien in die Bybel hy doen, as hy my sonde klaar weet. Want ons sien, dit gaan nie soseer oor die sonde nie, dit gaan oor my hart, my verhouding en my verandering, want die Here wil ons nader en nader en nader aan hom bring. So as hy iets van ons vra hy dit sodat ons nader aan hom kan beweeg. En Jakobus sê vir ons, wanneer ons tot God nader, sal hy tot ons ook nader. En dit is vandag se food for thought.